Ons gaan vandag kyk na 'n geoefende gewete. Ou Paulus maak 'n stelling, hy oefen sy gewete voor God en die mens. Jy hoef nie soontoe te blaai in Hebreërs 13 vers 18 sê Paulus, hy sê bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Jy geweet, as ek en jy in alles goed wil wandel, maak nie saak wat situasies en omstandighede is nie, gaan 'n goeie gewete dit vir jou toelaat om te wandel, 'n goeie lewenswandel van net vrede. Maak nie saak wat jou situasie is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, as gevolg van jou goeie gewete. Die teenoorgestelde is ook waar. 'n swak gewete gaan maak dat jy soms nie 'n goeie lewenswandel gaan bewandel voor God en die mens nie. Daarom is dit so belangrik dat ons gewete oefen. En as ons vandag kyk, wat beteken dit en hoe belangrik is dit? Ek gaan so beginne. Ons weet, ons is gees. Dis ons identiteit. Dan weet ons is siel. Dis ons verstaan. Dis ons weet, dis ons bewus, en dan is ons in 'n vleesliggaam. Nou hierdie vleesliggaam is die tempel. Die tempel van God. Hoe groot is dit? En dis die mees afgeskeepste van alles. Hierdie tempel is reeds, hierdie liggaam is reeds duur gekoop. Hy behoort eintlik nie aan jouself nie. En is eintlik die mees afgeskeepste as ons vat wat ons as die kerk glo en preek. Dis God se tempel, dis God se huis. Hy is duur gekoop, hy behoort nie meer aan jou nie. God woon nie in 'n huis met hande gemaak nie. En sê gou vir my, het God in gedagte gehad 'n liggaam, 'n tempel wat een of ander tyd moet vergaan, verlore gaan, doodgaan, terugkeer na stof? God het dit nooit in gedagte gehad, die mense. Maar dis wat ons preek en dis wat ons glo. Nou baie belangrik om te weet, die dinkende party van jou gees is jou gewete. Die dinkende party van jou gees is jou gewete. Dis die dinkende party van jou gees. Die dinkende party van jou siel is jou denke. Ek gaan nie skryf jou gedagtes. Ek wil nie te groot skryf hier, en ek wil spasie. En die dinkende party van jou liggaam is jou brein. Die dinkende party van jou gees is jou gewete. Maar vir jou gewete, het sy 'n goeie gewete of 'n swak gewete, gaan jou gewete hom openbaar in jou gedagtes. Met ander woorde, jou gedagtes gaan jou of verontskuldig, of jou gedagtes gaan jou beskuldig as veroordeel. Met ander woorde, al is jou gewete die dinkende party van jou gees, gaan jou gewete deur jou siel jou identiteit bepaal. In jou verstaan, in jou weet, jou bewus, jou denke as jou gedagtes. Dis hoekom 'n goeie gewete gemaak dat jou siel versadig word met jou identiteit. Daarom is die einddoel van ons geloof, die einddoel van jou geloof is nie om jou in die hemel te kry nie. Die einddoel van jou geloof is om eintlik jou op die aarde te hou as die saligheid, as die redding van jou siel. Want as jou siel kan versadig word met jou identiteit, is dit as gevolg van 'n goeie gewete, en jou gedagtes gaan jou gedurig verontskuldig. En baie belangrik, jou gedagtes wat werk, jou gewete wat werk met jou gedagtes wat eintlik in jou siel is, sê vir my, waar is jou siel? Jou siel is in jou bloed. Waar is jou bloed? In jou liggaam. Met ander woorde, jy sê ek gaan vir jou iets groots bring vanmôre. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. As jou gewete, as gevolg van jy weet nie wie jy is nie, jou beskuldig, veroordeling bring. Waar manifesteer die veroordeling? In jou bloed. Maar waar is jou bloed?
in jou liggaam. Die derde brief van Johannes vers 2 sê, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gesond wees soos dit met jou siel gaan. Ek kan net sowel vanoggend sê, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gesond wees soos dit met jou gewete gaan. Ek kan net sowel vanoggend sê, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gesond wees soos dit met jou bloed gaan. Moet ek nou sê amen en kobai of moet ek aangaan? 95% van die oorsaak van siektes is as gevolg van spanning en stres, as gevolg van 'n veroordeling, as gevolg van 'n swak gewete. En waar tel hulle dit op? In jou bloed. Waar manifesteer dit? In jou liggaam. En hy word siek en hy gaan dood. En dan sê ons God het jou kom haal. Hoe verskriklik. Paulus maak 'n stelling in Romeine 9 vers 1. Hy sê my gewete, Paulus sê in Romeine 9 vers 1, hy sê my gewete getuig saam met my gees in die Heilige Gees. In die Heilige Gees. Sê saam met my in die Heilige Gees. Maar wat is nog in die Heilige Gees? Romeine 14 vers 17 sê die koninkryk van God is nie eet en drink nie. Die koninkryk van God is vrede, geregtigheid en blydskap in die Heilige Gees. Maar waar is die Heilige Gees? In jou. Waar is die koninkryk? Waar is die vrede? Waar is die geregtigheid? Waar is die blydskap? Vader, laat u wil geskied soos dit in die hemel is, so op die aarde. Laat die koninkryk kom soos in die hemel is, so op die aarde. In jou. So in jou is die vrede, in jou is die geregtigheid, in jou is die blydskap. Maar nie net dit nie, in jou is die Heilige Gees, in jou is 'n goeie gewete, wat getuig, Romeine 8 vers 16, wat getuig met jou geesidentiteit, wat verklaar jou identiteit, jy is eintlik seun van God. Jy is eintlik seun van God. Het ek nie gesê, julle is almal seuns van die Allerhoogste nie, maar omdat jy met 'n swak gewete, jy weet nie wie jy is nie, getuienis gee, nogtans sal jy sterwe, soos 'n mens. Miskien moet dokters ophou 'n voorskrif gee van medikasie en sê, ons stuur jou weg na lig van die wêreldbediening, dat jy kan leer wat is 'n goeie gewete. Dat jy geoefen kan word in jou gewete. Met ander woorde, mense, die toestand van jou liggaam is as gevolg van jou bloed, is as gevolg van jou siel, is as gevolg van jou denke gedagtes, is as gevolg van die toestand van jou gewete. Is as gevolg van jou identiteit. Is as gevolg van die invloed en die oortuiging wat jy van God het. God as jou Vader is volkome liefde. Die oortuiging wat jy van jou Vader as God het, bepaal jou identiteit, beïnvloed die toestand van jou gewete. Hierdie God as Vader wat volkome liefde is, in hierdie liefde is geen straf. Want straf sluit vrees in. So as hierdie Abba Vader wat net liefde is, wat net volkome liefde is, en in hierdie liefde is geen straf, want straf sluit vrees in. Wat is daar dan wat jou straf, vrees, veroordeling bring? Nie God die Vader wat jou
onvoorwaardelik net lief het nie. Nie die duiwel wat reeds oorwin is nie. Jou eie, as gevolg van jou verwronge identiteit wat jy het van jou Vader. Daarom wil hy alles in sy vermoë doen, deur sy goedheid, deur sy lankmoedigheid, deur sy verdraagsaamheid, om jou te oortuig en te oortuig as 'n geloofsoortuiging, want Paulus sê, 'n goeie gewete, 'n goeie gewete is 'n rein hart en 'n ongeveinsde geloof. En die oorsprong, die vertrekpunt van dit alles, is 'n oortuiging van wie en wat jou Vader is, waarin jy kan rus en hom net geniet, en hy skenk geboorte as 'n vrug, en jy leef vir die vrug, en dis wat dit beteken, jy het net vrede, jy verstaan sy geregtigheid, in situasies, omstandighede, geniet jy 'n blydskap, as gevolg van 'n goeie, opgeleide gewete. As die ander mismoedig raak, as gevolg van hulle gedagtes, is jy opgewonde want jy leef 'n ander dimensie, 'n ander wêreld, want dit is die Christus denke. En hierdie dimensie van gees van hoor wil getuig met jou gees, saam met die gewete, wie jy eintlik is as seun, sodat siel versadig word. As jou siel versadig word met die goeie, word jou jeug weer nuut. Ek kan net so wil sê, as jy 'n goeie gewete oefen, word jou jeug nuut. Ek kan net so wil sê, as dit met bloed goed gaan, word jou jeug. Dis hoekom in Christus, 2 Korintiërs 5, het hy alles kom nuut maak. Wat sluit alles in? Alles sluit jou liggaam in, my vriend. Dis hoekom die liggaam duur gekoop is. So, wie trek jou streepie? Jyself. My volk gaan te gronde, my volk gaan dood, weens 'n gebrek aan kennis. Ons weet nie wie hy is nie. Daarom Johannes 17 vers 3, die ewige lewe is om hom te Ek dog die ewige lewe is in die hemel. Ek het gedog jy moet doodgaan en dan gaan jy vir ewig lewe. Nou hoor ek die ewige lewe is om hom te ken, sodat jy kan bly lewe op die aarde, want jou liggaam is sy tempel. Kan ek maar vra, kom ons gee die Here 'n lekker harde lofoffer vir dit. Daarom kyk wat Romeine 2 vers 4. Dis hoekom Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart kom die issues van jou eie lewe. Dis nie iemand anders se skuld nie. Dis jouself. Want jy kan toelaat dat iemand anders jou beïnvloed deur jou 5 sintuig denke, of jy kan toelaat dat niemand jou beïnvloed nie as oortuiging, as gevolg van die Christus denke, omdat jy weet wie jy is as identiteit as seun. Want God definieer my, en wie hy sê ek is wie ek is, want soos wat hy is, so is ek in hierdie wêreld. Dit is groot. Van ek die goed begin preek, het al hoe minder mense by my begin kla. Want laat gehoor, dis eintlik hulle eie issues, hulle eie harte. So die ouens almal los my nou uit, prys die Here vir dit. Nie is 'n grappie. Kyk wat sê Romeine 2 vers 4. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering, jou manier van dink wil verander nie. Sê dankie vir so 'n pa. Sê dankie vir 'n vader
wat deur sy goedheid en sy liefde en sy verdraagsaamheid en sy lankmoedigheid jou nie gaan los nie, totdat jy op sy skoot kom klim, dat jy kan besef, jy kan jouself begin sien soos hy jou sien en daai oortuiging gemaak dat jy 'n goeie gewete het en liggaam gaan sê, "Jeehoe." Mag dit met jou goed gaan in alles, soos dit met jou siel, jou gewete, jou bloed gaan. Mag jy gesond wees, soos wat dit met dit gaan. Julle mense, dis 'n stelling. Dis hoekom as ek by 'n dokter kom en hy sê vir my, jy het cholesterol, soek ek nie sy cholesterolpille nie, ek gaan terug huis toe en ek gaan ondersoek my hart, waar het ek die vrede, waar het ek die geregtigheid of die blydskap verloor? So dat goeie gewete my kan hou in hierdie goeie lewenswandel, want liggaam moet herleef. Die woord het vlees geword, die woord moet vlees word, hier sit die liggaam van Christus. My vriende, my vriendin, nie om dood te gaan nie. Nie as jy sterk is 70, baie sterk 80 het, dit was Moses se gebed, wat die kerk aangeneem het. Ek stel nie belang nie, ek is hier om te lewe. En dis 'n lewe in oorvloed. En my gewete bepaal dit, en jou gewete bepaal dit. Romeine 2 vers 4 sê, hy wil deur sy liefde. Luister, God wil nie siekte gebruik nie. God wil nie 'n ongeluk gebruik nie. En God doen dit ook nie. God gebruik nie 'n siekte, of God gebruik 'n ongeluk, of God gebruik die dood, om jou 'n les te leer nie. Sê vir my, wie het almal kinders vanoggend, waarvan ek weet? Gaan jy dat jou kind onder 'n vragmotor inry, om hom 'n les te leer? Maar ons verwag dit, ons dink dit, van 'n vader wat volkome liefde is. In wie se liefde geen straf is nie. Want straf het vrees in. Hoe verskriklik. Ons beledig hom, vir wie en wat hy is, om dit te dink. Met ander woorde, ek gaan gou dit sê, op die kruis, wat het hy op die kruis kom doen? Op die kruis, het hy gekom, hy kom vlees word, net om jou en my onskuld te verklaar. Jou onskuld. Ons weet 3 dae later, met die opstanding, 1 Petrus 3 vers 21 sê, dis die opstanding as 'n bad, as 'n wedergeboorte, 'n regenerasie, 'n ontdekking van 'n geestelike waarheid. Ek is eintlik uit God gebore. Ek is nie meer uit die wil van 'n man, uit vlees en bloed, uit my pa nie. Ek is eintlik uit God gebore. Het hy gekom om vir jou 'n goeie gewete, 'n skoon gewete gegee. Hy het dit klaar gedoen. Hebreërs 9:14 sê, hy het jou gewete kom was met sy bloed. Hy het jou gewete kom was met sy kosbare rein bloed, waaruit jy gebore is. Dis eintlik jou DNA. Met ander woorde, in jou are is eintlik sy bloed. Hy het jou kom was met hierdie bloed waar? In jou gewete, en hy het jou kom was van dooie werke. Wat is dooie werke? Dit wat ek en jy in ons vermoë doen om te probeer lewe, wat nie die lewe van die Gees is nie. Hy het dit klaar alles kom doen. Jy is heilig, jy is rein, jy is onberispelik, jy is sonder gebrek. Dit gaan afhang, wat is jou oortuiging van wie hy is? As jou oortuiging is, hierdie God slaan, hierdie God straf. As jou oortuiging is, soos die eindtyd ouens sê, jy gaan eendag voor sy regterstoel staan en rekenskap gee. As dit jou oortuiging is, gaan jou gewete seker maak, een of ander tyd, gaan jou gedagtes jou beskuldig, jou vark het alweer dit gedoen, jy het alweer dit verkeerd gedoen, jy het alweer dit verkeerd gedoen. Terwyl jy jou gewete moet oefen as 'n goeie gewete, dat wanneer jou gewete jou veroordeel, en al hoe jou gewete jou kan veroordeel, as 'n aanklag of 'n beskuldiging gedagtes, is as gevolg van jou geloofsoortuiging wat jy het. Met ander woorde, ons kan vir almal sê, halleluja, God is goed, ons kan almal sê, prys die Here, ons kan almal sê, ek glo. In die week gaan jou gewete seker maak, wat jy eintlik glo. God het dit uniek gemaak. Weet jy hoekom het God dit so gedoen? Want God soek ons hart. God soek jou hart. God soek ons harte. Want jou hart is die stoel van alles waarin jou emosies rus,
waarin jou weet, jou verstaan rus, en God het geweet, as hy jou hart het, daarom sê hy, verlede week, hy sê, ek sal jou 'n nuwe hart gee, ek sal skoon water op jou giet. Skoon water beteken ook die woord. Met ander woorde, om onder die woord te sit is om gedurig gewas te word. Jy kom stap hier in met 'n verwagting en 'n persepsie en dan hoor jy eintlik hoe kosbaar jy is, jy's reeds seën, hoe lief vir jou het, en dan verander jou geloofsoortuiging, dan sê gewete, nou kan ek vir 'n slag iets goeds doen. En liggaam sê, joho, want siel raak versadig. Ek kan net so wel sê, die gees is die man. Paulus verwys daarna, jou siel is die vrou. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. Maar die vrou is nie altyd aan jou eie man onderdanig nie. Sy hoereer met ander mans soos spanning, soos stres, soos vrees, soos bekommernis, soos die einde van die maand. En dit alles word bepaal deur die ken, die persepsie, die oortuiging wat jy het, wie en wat hy is. Halleluja, is hy nie wonderlik nie? Sê dis in die bloed. Maar kom ons begin by die begin. Kan ons by die begin? Of jy ietsie wys vanoggend. Kyk wat sê Genesis 4. Kom ons begin by die begin. Kyk wat sê Genesis 4. Kain en Abel, die afstammeling, die seuns van Adam en Eva. Met ander woorde, Adam en Eva het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad om soos God te wees, en wat gebeur toe? Toe ontdek hulle is naak en skielik het hulle gewete, hulle gedagtes beskuldig. Kan ek gou 'n radikale stelling maak? Dit wat met jou besig is om te gebeur, draai jy oor op jou kinders. Met ander woorde, my goeie gewete en my goeie lewenswandel in Christus, weet wat ek is, dra ek outomaties oor op my kinders. Al is hulle in Pretoria of in Benoni of waar. Sê die Vader. Kyk wat gebeur. Genesis 4 vers 6, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Kain was kwaad vir Abel. En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, ek is nie my broer se wagter nie. Sê gou vir my, ek soek almal se aandag. Ons is mos een liggaam. Ons is die liggaam van Christus, ons is onderlinge lede van mekaar, maar ons is mekaar se wagters ook. Want as een lid van die liggaam ly die hele liggaam. Los dit daar. 'n preek vir 'n ander dag. Kyk wat gebeur in vers 10. En God sê vir hom, wat het jy gedoen? Hier kom het, luister mooi. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Ek gaan vers 10 oorlees. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Ja, sê mense, dis 'n groot stelling. Ek gaan hier skryf. Ek weet nie wat gaan met my kruite aan, dat hulle nie wil skryf nie. Kom ons gebruik 'n ander kleur dan, nou maar, as die wit nie wil werk nie. Die bloed roep uit van die aarde af. Met ander woorde, die bloed spreek. Kan ek 'n paar radikale goed sê vir jou vandag? Met ander woorde, toe Kain vir Abel doodslaan, en Abel se bloed word op die aarde uitgeloop, het daai bloed uitgeroep. Daai bloed het uitgeroep vir revenge, vir wraak. Want bloed kan spreek. Hoekom kan bloed spreek? Want jou gewete kan spreek. Jou gedagtes kan spreek. So kan jou bloed ook spreek. As hulle jou bloed trek
en hulle doen toetse, ontleed jou bloed. Is dit wat in jou bloed? Dit wat in jou bloed is. Daarom moet jy die mens sy onskuld kon verklaar in bloed. Kan ek 'n radikale stelling maak? Wie het al agtergekom? Jy ry op 'n pad en is snaaks genoeg, net by 'n sekere plek is altyd motorongelukke en daar's altyd mense wat dood is. Hoekom is dit so? Nou gaan ek 'n radikale stelling maak. Hoekom is dit in die Wes-Kaap of die Oos-Kaap waar al die bendes is, bende geweld is? Hoekom in die Wes-Kaap is daai geweldige bendes geweld in daai sekere area? As gevolg van onkunde. As gevolg van die feit dat die mense weet wat is die geregtigheid van God nie. Sê vir my, as jy dit weet, en dis wie jy is, en dit laat toe dat jy 'n goeie gewete het, gaan jy iemand wil doodmaak, gaan jy iemand se goed wil steel. Kom ons vat nou die oorlog in Irak, die oorlog in die Midde-Ooste. Kyk vir my, ek wil vir my kyk, dit is nie eindtyd profesie wat in vervulling kom nie. Dis die selfsug van 'n mens. Jakobus 4 vra, waar kom oorloë vandaan? Van die selfsug van 'n nasie, die selfsug van 'n mens wat nie weet wie Abba Vader, wat die geregtigheid van God is nie, en bloed roep uit. Nou sê die eindtyd ouens, en ek sê dit in liefde, ek is nog steeds lief vir hulle, God het 'n man opgerig, God rig 'n man op tramp, kan ek gou vir jou reg help, God gaan nie weer 'n man oprig nie, die laaste man wat opgerig was die woord wat vlees geword het, sy naam is Jesus, God wag, my vriend, God wag vir die liggaam, God wag vir sy seuns om geopenbaar te word, sodat alles vry kan kom, as gevolg van die vryheid van 'n goeie gewete. Eers ek het gesê, ek gaan dit rustig vat. God gaan nie 'n man oprig of 'n vrou nie. Dit is, hy wag vir sy liggaam. Hy wag vir die openbaring van die vryheid van die seuns, wat die vrede en die geregtigheid en die blydskap sal openbaar. Sê saam met my want. Kyk wat sê Joël 3, sê hier kom goeie nuus. Ek gaan eers 'n slukkie nog yskoffie vat. Ek is bang dit raak op hier voor, ek beloof julle. Ek wil stadig preek en dit lank vat. Daar het 'n profesie uitgegaan. Joël 3. Daar het 'n profesie uitgegaan. Joël 3, vers 21. Joël 3, 21. Ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ek nie onskuldig verklaar het nie, en die Here sal op Sion woon. Kyk op die bord. Daar gaan 'n profesie uit, en die wet en psalms en profete het als verwys na Jesus Christus, en toe hy op die kruis uitroep, toe dit volbring, toe hy alle mense se bloed, wat uitgeroep het, wat gespreek het, onskuldig verklaar, deur sy eie bloed, soos van 'n lam, dit beteken onskuld. Met ander woorde, nou gaan ek weer 'n radikale stelling maak. Jy sê, Here, moet ek? Ja, ek moet, want dis wie ek is. Met ander woorde, dit beteken, al hierdie motorongelukke, al hierdie plekke wat die bloed uitgeroep het, daai bloed is stilgemaak as gevolg van onskuld, maar as gevolg van die onkunde van die mens, omdat hy nie weet wie hy is nie, moes daai almal eintlik uit die dood opgewek gewees het. Want die dood is veronderstel om nie meer te heers nie. Die enigste rede, jy sê, Here, moet ek hier rigting gaan? Die enigste rede hoekom die dood heers, die enigste rede hoekom die dood heers, is omdat die mens via sy gewete, sy identiteit, omdat hy nie weet wie hy is nie, weens sy gedagtes. Hy wat in die vlees is, bedink die dood, maar wat die gees bedink, is vrede
en lewe. So die mens gaan nou dood. Bloed roep nou uit as onkunde. Onkunde. Ons weet nie wie ons is nie. Die oorloë, al die dinge wat gebeur is, omdat ons nie weet wie ons is nie, en ek sê, dis ons as die kerk se skuld, omdat ons nie weet wie ons is nie, want ons weet nie wie ons Vader is nie. Met ander woorde, as iemand na jou toe kom byvoorbeeld, en die persoon sê hy het HIV, is dit baie maklik om vir die persoon te genees, want volgens God is daai bloed reeds onskuld. En hulle wag, alles wag, vir die liggaam, vir die vryheid van die seuns om geopenbaar te word, om vrygemaak te word, tot die skepping wag. Maar ons gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan ken. Sy saam met my, is dit nie lekker vanoggend hierdie? Hoor julle iets vanoggend? As jy bloed vat, en jy vries dit, kom dit by 'n sekere punt, dan word dit lig. Toe hy die mens kom verlig het, sodat ons lewe nie meer is eintlik uit ons bloed nie, maar uit die gees as verlig, het dit eintlik in jou bloed kom doen. En in jou bloed kom doen. Want waar is die lewe? As jy jou bloed verloor, dan sê ons jy was 'n goeie man en 'n goeie vrou. Daarom kyk wat sê 1 Petrus 1 nou. Ontvang ons iets. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Jesus is die Here nie fantasties nie. Jesus, ek is bevoorreg om te lewe. Dit is so lekker om te lewe. Hoorie so ek sê, ek besef julle wat ek vanoggend vir julle sê. As jy hier leef, goeie gewete, wat kan jou tref? Niks. Sy het ons onskuld kom verklaar. Sê dit was in bloed. Daarom moet hy jou kom was in jou gewete met sy bloed. Sodat jy deur jou goeie geoefende gewete hierdie goeie lewenswandel kan geniet. Hy het gekom dat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. Kan ek iets radikaal sê? Nee, wag, ek gaan teen die einde dit sê. Dan kan julle my wegjaag as julle meer na my wil luister nie. Kyk wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is. Ek soek jou aandag, wat beteken dit? Onthou jy die rose, of die kokers, as jy mos dokter toe gaan en vra hulle vir Chris, het jou pa ook cholesterol gehad, het oupa ook, sê dit was oorgedra, sê dit was in die bloed, sê maar ek bring goeie nuus, al die bloed van die vorige vaders, al die stamboom nonsens van die rose, van die forries, van die spiese, wat ook al, het hy kom op die kruis, die onskuld verklaar. Daarom is alle mense nou uit een bloed. Wie se bloed? Sy bloed, 'n nuwe DNA, jy het 'n nuwe pa, jy is uit God gebore, jy seun, jy lyk soos wat hy lyk, as jy my gesien het, het jy hom gesien. As dit nie vir jou so is nie, gaan jou gewete seker maak, dit is nie so nie, en sy tempel, sy huis, sy woning, gaan skade ly. Omdat julle weet, dat jy nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sê in onskuld, sonder gebrek en vlekloos. Sê, uit jou onskuld kom verklaar in jou bloed. Jette mense, dis radikaal. Dis radikaal, daarom kyk gou wat sê Hebreërs 12 geoor dit. Kyk gou wat sê Hebreërs 12 nou. Hebreërs 12:24. Kyk wat sê Hebreërs 12:24. En by Jesus die middelaar van 'n Nuwe Testament en die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek as die van Abel. Met ander woorde, die bloed van Abel wat uitgeroep is stilgemaak. Onskuld is verklaar. Al wat nou spreek is die bloed van onskuld van Jesus Christus as die, en ek gaan nou vir jou bewys, as die geregtigheid van God. Ek gaan nou vir jou wys hoe werk dit. As die geregtigheid, hou dit een kant.
as die geregtigheid van God. Met ander woorde, roep die bloed nog uit of is dit stil gemaak? Maar hoekom is daar nog bloed? Sy onkunde. Is dit nie verskriklik nie? Daarom kyk wat sy Handelinge 17:26. Kan ek die boodskap maar so bring? As ek bietjie lank is, julle het my klaar vergewe, nee. Kyk wat sy Handelinge 17:26 nou. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense aan hulle woonplekke vasgestel het. Met ander woorde, as God na almal kyk, die woord van God, so Jesaja 66 sê, Jesaja 66 vertel, toe hy sterf op die kruis en opstaan, toe word een nasie gebore. Sê vir my, van die grondlegging van die wêreld af, voordat God in Genesis 1 begin het, voor die grondlegging van die wêreld was hy al reeds in hom uitverkies as heilig, as onbillik, as sonder gebrek. Met ander woorde, uit een DNA, wie en wat God is, soos 'n lam, onskuld, het hy alle mense, alle nasies, kom almal uit een bloed. So wat was dan die probleem? Dat die rose, die dekokers, wie kan ek nog gebruik? Die Fouries, die Brands, die McBrides, wat was die probleem dan met hulle bloed? Wat was die probleem dan met hulle bloed? Kyk wat sê Lukas 19. Wat het hy kom red dan? Kyk wat sê Lukas 19 vers 10. En hier is 'n shocker vir ons as die kerk. Lukas 19 vers 10 sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red, wat? Hy het kom red, wat? Hy het kom red, wat? Luister mooi, hy het nie kom red, wie nie? Hy het nie kom red, wie nie? Want voor die grondlegging van die wêreld was jy alreeds in hom gered. Was jy alreeds in hom uitverkies. So wat is dit wat hy moes kom red? Die wat? Kolossense 1:21 sê die mens was in sy sinne. Die mens was in sy identiteit. Die mens was in sy siel, denke, sy gewete verlore as gevolg van 'n verwronge identiteit, omdat die mens nie geweet het wie hy was nie, toe hy die wat van alle mense kom red. Wat het hy kom red? Hy het jou kom vernuwe in die gees van jou gemoed, dat jy moet begin dink, soos God dink, as die denke van Christus. Dis al wat hy kom doen het, want as jy 'n goeie gewete, goeie gedagtes, siel versadig in jou bloed, gaan dit by die tempel goed gaan. Dis hoekom sy redding was nie, luister hoe mooi, gedoen jou studie, sy redding was nie om jou te red van hel, om dood te gaan en hemel toe te gaan nie. Sy redding was om jou te red van alles, wat jou weerhou, om in sy liggaam, sy tempel, op die aarde, 'n goeie lewenswandel te hê. Toe kom hy net, en hy kom red die mens, van sy vervalle, verwronge identiteit. Hy het net vir ons kom openbaar, wie ons eintlik is, sodat ons die waarheid kan ken, soos ons hom ken, en die ken bring ons 'n vryheid, om myself te sien, soos my Vader my sien. Dan weet God, die res gaan jou gewete doen, jou siel gaan daarvoor sorg, jou bloed gaan revive, onskuld, en liggaam gaan sê, Yahoo! Dis hoekom hy gesê het, dis goed dat ek weggaan. Want as die koringkorrel nie in die grond geval en sterf nie, was hy net een. Dis hoekom hy gesê het, dis goed dat ek weggaan, want toe hy in die grond val en sterf, toe is daar nou baie vrug. En waar is daai baie vrug? Waar is hierdie geesvrug nou? Waar is hierdie vrug? In jou hart. Jou bloed is onskuld. Maar omdat jy dit weet nie, speel jou gewete met jou woer. Jy sit gedurig met 'n veroordeling. Jy leef 'n 5-sintuig wêreld. Dan gaan jy dokter toe. Hulle sê vir jou jy kanker. Dan huil jy en jy pleit by God. Anders sê weer nee, jy moet juig. Ons gaan juig daar in die hemel want God kom haal jou. Dis nie waar nie. Wat is die oorsprong van alles? Wat is die rede van alles? Ons weet nie wie hy is nie, daarom gaan ons geen gronde wees, 'n gebrek aan kennis. Daarom, toe hy dit volbring, gaan hy dit vir jou doen nie. Hy het dit klaar gedoen, is nou jy, is nou ek en jy, wat dit moet doen. Jy sê, Here, dis groot. Maar dit word nie vir ons geleer nie, ons weet dit nie.
Ek bring vir jou 'n groot ding vandag. So hy het nie kom red wie verlore was nie. Hy het kom red wat verlore was. Wat was dit? Die mens was in sy sinne, sy denke, sy bewustheid verblind. Dis hoekom om dit te sien en te snap, moet jy nie jou hartjie vir hom gee nie, hy is nog altyd in jou hart. Hy was nie weg nie. Jy was net in jou sinne, in jou bewustheid, sê 'n bedekking, sê 'n voorhangsel. Maar as hy die voorhangsel wegvat, as hy die bedekking lig, dan sien jy wie jy altyd was. Dan begin jy leef as hy, want as jy my sien, het jy hom gesien. Sê 'n goeie lewenswandel, sê 'n geoefende gewete. Praat die Here vanoggend met ons. Daarom kyk nou wat sê Romeine 3:25. Kyk wat sê Romeine 3:25. Kyk, hier kom dit nou. Hier kom die hartklop van alles. Romeine 3:25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Luister nou mooi, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Met ander woorde, in jou bloed, in sy bloed, as jou onskuld verklaar het, hy eintlik sy geregtigheid aan jou kom openbaar. Daarom soos, nou moet jy mooi hoor, daarom soos wat bloed gespreek het. Kyk nou wat sê Romeine 10 vers 6, kyk wat spreek nou. Kyk nou wat sê Romeine 10 vers 6. Wat spreek nou? Romeine 10 vers 6 sê, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê geloof. Wat is geloof? 'n Oortuiging. Hoe kry jy geloof? Dit word vir jou gegee. Hoe word dit vir jou gegee? Deur om te ken. Hy gee jou dit. En hierdie geloof wat hy jou gee, was die manifestasie as die verklaring van onskuld in bloed. Maar eintlik is die openbaarmaking as die geregtigheid, wie en wat God is. En in plaas van dat bloed nou moet spreek, om wraak te neem, is daar nou iets anders wat spreek. Wat spreek? Romeine 10 vers 6. Maar die geregtigheid wat in geloof is, sê, spreek. Moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar? Naamlik om Christus af te bring nie. Ek soek jou aandag, sê vir my, is dit nog in die hemel? Kan ek maar vra, is dit nog in die hemel? Hy sê nou net, moenie in die hemel, moet dit nie in die hemel gaan soek nie, moenie opvaar om dit af te bring nie, dis nie daar nie. Of wie sal in die afgrond neerdal na die doderyk, naamlik om Christus die dode op te bring nie, dis ook nie daar nie. Sê die graf is leeg. Vers 6, waar is dit dan? Maar wat sê dit? Sê spreek, wat sê dit? Naby jou is die woord, o gats, o koekemekranka, in jou mond, moet ek aangaan? Waar is dit alles? In jou hart. Sê vir my, is dit in die hemel? Is dit in die doderyk? Is die graf leeg? Waar is dit alles? In jou hart. So met ander woorde, die bloed wat nou spreek onkunde. Want dit is in ons. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Gered word van wat? Dit het nou niks te doen met dood, hel, hemel nie. Dit beteken in situasies, in omstandighede, gaan jy gered word weens jou goeie gewete, handel en wandel, omdat dit in jou hart en in jou mond is, en as jy spreek, is dit so. Met ander woorde, ek besit oor die vermoë, as hier griep of verkoue of virus is, om te sê, bloed, ek verklaar jou onskuld, as die geregtigheid van God, dis nie in die hemel nie, dis in die doderykie, dis in my hart, dis in my mond, ek spreek dit. Daarom sê Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, gaan die vrug daarvan dra. So, nou moet ek vra, wie trek jou streepie dan? Vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid. Hoe glo jy met die hart tot geregtigheid? Sê goeie gewete.
En met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, dis vir mooi, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Wat beteken dit, jy sal nie beskaam staan nie? Wat beteken dit? Kom ek wys gou vir jou. Kyk gou wat sê Genesis 2. Kan julle glo, ons werk dwars deur die Bybel vandag. Ons bring dinge in lyn. Want dit is volbring. Sê saam met my, dit is volbring. Sê my bloed is in onskuld. Sê my lewenswandel is onskuld. Het jy geweet, die man en vrou wat in onskuld wandel, is die man en vrou wat lewe en oorvloed geniet. Het jy geweet, die enigste rede hoekom ons nie daai oorvloed in hierdie lewe het en geniet nie, ons gewete laat ons nie toe nie, want ons is nie oortuig en ons glo nie. Yes, ek was 'n bietjie radikaal vanoggend, maar ek gaan eerlik wees met jou. Kyk wat sê Genesis 2, vers 25. Sê, jy sal nie onbeskaam wees nie. Hoekom sê Paulus die geregtigheid van God wat in jou hart is in jou hart glo tot geregtigheid en die mond bely tot redding, want dis nie in die hemel, dis nie in die doderyk, dis in jou, sal jy nie beskaam staan nie. Hoekom sê Paulus dit? Hoekom noem hy dit? Want kyk wat sê Genesis 2 vers 25. Adam en Eva, hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Ek soek jou aandag, jy moet die prentjie sien. Toe Adam en Eva, toe God hulle geskaap het, en dit met God gewandel, perfek, volkome, was hulle nie bewus, hulle was nie skaam, want hulle was nie bewus nie. Maar toe hulle ore uitleen, soos die meeste van ons ore uitleen, en hulle vat, want dan gaan hulle soos hy wees, toe gaan hulle oë oop, en eerste wat hulle raak sien, is hulle naaktheid, en skielik is hulle skaam. En wat doen hulle toe hulle skaam is? Toe het hulle gewete, hulle gedagtes beskuldig, toe kruip hulle vir 'n Vader wat hulle gesoek het, om met hulle te fellowship, om met hulle te wandel. Hy was nog steeds net so lief vir hulle, maar hulle eie gewete het hulle gedagtes beskuldig, toe gaan kruip hulle weg, toe vat hulle vyeblare om hulle naaktheid te bedek. Vyeblare symboliseer die wet van Moses om in jou vermoë, om in jou werke jouself te probeer regverdig. Dis hoekom toe Jesus met sy disippels by die vyeboom loop staan, toe vra hy vir ek wil uitpas in trane, toe vra hy vir die vyeboom, hoekom het jy nie vrug nie, want jy kan nie vrug dra in jou eie vermoë nie. Toe vervloek hy die vyeboom, toe vervloek hy hierdie stelsel van die wortel na die boom. Jy's vry. Hier is die Here. Daar is niks wat jou kan weerhou om op jou pa se skoot te kom sit nie. Dis hoe lief hy jou het. Al wat jou weerhou is jou eie skaamte, omdat jy nie weet nie, en jou eie gewete, jou eie gedagtes gebruik om jou te beskuldig. Dis hoekom hierdie geregtigheid spreek. Ek soek jou aandag. Hierdie geregtigheid spreek nou kragtiger as bloed. Om jou skaamheid. Ek soek jou aandag. Op die kruis het hy dit wat skuldig is, onskuld verklaar. Nou die beskuldiging onskuld veroordeel, sy oorsprong is as gevolg van skaam kry. Dis hoekom hy toe hy opstaan en jou gewete kom was, 'n goeie gewete, het hy jou onbeskaamd kom verklaar. Dat as jy jou naak bevind, jy nou in jou gewete wil vir jou veroordeel met 'n beskuldiging, maar jy sit by lig van die wêreldbediening vanoggend, en jy ry weg en skielik ontdek jy die oortuiging van hoe lief hy jou het, kan jy gewete oefen en oefen, om oortuiging te gee van wie jy is, en jy kan in jou naaktheid, jy kan in jou toestand waarin jy is, op sy skoot kom klim om gehelp te word. Want hy gebruik nie jou gedrag, jou optrede nie. Die vyeboom, ons vermoëns gebruik ons gedrag, ons optrede, ons maniertjies teen ons. Al wat Abba Vader gebruik, al wat Abba Vader wil hê jy moet oortuig van word, hy kyk na jou volgens sy identiteit.
En as jy jouself kan begin sien soos wat hy jou sien, en jy kan in jou naagtyd op sy skoot gaan sit en teen sy bors lê, sal hy seker maak dat sy vrug in jou 'n vrug voortbring, as die vrug van heiligheid. En dit sal manifesteer 'n lewe, en hy sal seker maak dat dinge jou begin los. Gee die Here, kos jou maar lekker harde lof offer eers vir dit. Sê ons beweeg nog nader. Kyk wat sê Matteus 5. Kyk wat sê Matteus 5. Matteus 5 vers 6 sê iets interessants. Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Waar word jy versadig? Die vrou word versadig. Jou emosies, jou gevoel, jou wil, jou gedagtes, jou denke word versadig. Met die oortuiging, as Christus denke, ek sien myself, soos hy my sien. En hoe het Jesus dit kom demonstreer? Hoe het Jesus dit kom demonstreer voordat hy uitgeroep het? Dis volbring, hulle onskuld is verklaar. Wat beteken dit hy wat honger en hy wat dors? Kan ek vir julle wys? Ek gaan nog so een skrifgie aangaan, en gaan ek gou vir julle wys. Hy wat honger en dors. Kyk wat sê 1 Korintiërs 11. Na die geregtigheid. Kyk wat sê 1 Korintiërs 11. Vers 23. Ja. Here, jy is fantasties. 1 Korintiërs 11:23, ek gaan nou vir jou wys wat hy bedoel het met die wat honger en dors na die geregtigheid sal versadig word, sê voor die kruis, voordat hy die onskuld onverklaar het as volbring. Kyk wat gebeur. 1 Korintiërs 11:23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, met ander woorde die nag toe hy verraai word, het hy brood geneem. Sê die wat honger na die geregtigheid, het hy brood geneem. Vers 24. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek. Hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam. Sê vir my, wie is sy liggaam? Weet julle dan nie dat julle die liggaam? Sê, dit is my liggaam. Hoekom het hy die liggaam gebreek? Hoekom moet die liggaam gebreek word? Ek gaan volgende week het preek. Die breek van die liggaam beteken 'n goeie gewete. Die eerste ding wat 'n goeie gewete doen is, hy kelder jou ego. Wat is jou ego? Die eie ek. Hoekom moes hy die brood breek? Hoekom moes die liggaam gebreek word? Sodat die heerlikheid. Waar is die heerlikheid? Paulus sê die hoop van die heerlikheid is Christus in ons. Hoekom moes hy die liggaam breek? Hoekom moes die brood gebreek word? So die heerlikheid. Wat beteken heerlikheid? Heerlikheid beteken die goeie opinie wat God van my en van jou het. Hoekom moes hy, toe hy verraai word, toe hy benoud was, toe hy verraai is, toe hy benoud is, toe sy eerste reaksie, kom ons breek die brood. Salig is die wat honger na die geregtigheid. Hulle sal versadig word, sodat die heerlikheid, die goeie opinie van die Vader geopenbaar kan word in almal. Met ander woorde, wat doen 'n goeie gewete? Waar ek ook al beweeg, wat doen 'n opgeleide gewete? As gevolg van 'n oortuiging, dis hoe hy voel oor my en dis hoe hy voel oor almal. Waar ek ook al beweeg en ek word verraai, daar's vervolging, daar's benoudheid. Moet ek, as die geregtigheid wat spreek, die heerlikheid openbaar, as die goeie opinie, dat ander wat my vervolg in my goeie lewenswandel kan sien, wie hulle Vader is. Kom eens verder. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, sê in sy bloed, doen dit so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en jy die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Sê saam met my, totdat hy kom.
Hoe gaan hy nou kom? As ons die liggaam is. Waar is die volheid? Waar is die Heilige Gees? Waar is dit alles in jou? Hy is die hoof. Ons is die liggaam. Hoe gaan hy nou kom? Hoe gaan hy geopenbaar word as sigbaar in vlees? Ek en jy. As jy hom verwag, hy moet kom met 'n wolk. Is dit alles gediskwalifiseer, want dis alles buite jou, dis alles afstand, terwyl dit uiteindelik 'n toestand is. En 'n goeie gewete bepaal die toestand. Kom eens verder. Vers 27 sê nou iets groots. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink, nou oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam, die Bybel sê, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie, maar die Aramees, die oorspronklike sê nie Here nie, terwyl hy die liggaam nie onderskei nie. Met ander woorde, elke keer as ek hierdie brood breek ek die liggaam. Wie is die liggaam? Sodat die heerlikheid geopenbaar kan word. Ek kan net sowel sê, hierdie geregtigheid spreek. Want as jy in jou hart glo tot geregtigheid, met jou mond bely tot redding, sal jy nie beskaam. Sal jy nie beskaam. So as jy nie weet wat is die geregtigheid van God nie, wys ek vir jou, hoe kan jy dit aktiveer? Deur in jou eie tyd, in jou stilte, te gaan brood breek as die liggaam. Hoe bring die mens 'n oordeel oor homself? Deur nie te onderskei, maar dit is die liggaam van Christus. Wie is die liggaam van Christus? Ons, ek en jy. Kom ons kyk wat gebeur as jy dit doen nie. Kom ons verder. Daarom, sê saam met my, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en aantal het ontslaap. Sê dis presies dieselfde. Sê dis presies dieselfde as die geregtigheid wat spreek. Daarom 'n swak gewete, beskillende gedagtes. Eintlik mag dit goed gaan met jou siel. Nee, mag dit eintlik goed gaan met jou gewete. Nee, mag dit goed gaan met jou bloed. Daarom is daar baie siekte. Daarom is daar baie swakkes. Daarom gaan die liggaam dood. Presies dieselfde. Presies dieselfde. Presies dieselfde. So met ander, wat doen ek? As ek voel gewete wil so bietjie en ek sukkel so bietjie met die oortuiging, dan aktiveer ek dit. Hoe aktiveer ek dit? Ek gaan breek die brood. Dis my liggaam gebreek. Hoekom? So die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Die goeie opinie van God in 'n situasie. Jy kan net sowel sê jy word gered en jy sal nie beskaam staan nie. Presies dieselfde. Geopenbaar kan word. So ek wys vanoggend vir jou hoe God dit vir jou kom maklik maak. So met ander woorde, die enigste rede hoekom die mens nog siek word en die mens doodgaan en swak is, omdat ons nie weet wie ons is nie. Ons sit by die identiteitskrisis, omdat ons sê, ons sien soos hy ons sien nie. Want as dit jou geloofsoortuiging is, sal jou eie gewete seker maak, as 'n goeie gewete. Jou siel is versadig. Jou gedagtes sal die gedagtes van Christus openbaar, en jou bloed in jou vlees, liggaam sal herleef. So as jy sukkel met hierdie geregtigheid in jou hart as oortuiging, en jy sukkel om die woord te spreek, jy stel ontsteld, gaan breek die brood. Drink die beker. So die heerlikheid, die goeie opinie van God sluit in, deur sy wonde is jy genees. Lig van die wêreld bediening. Wat ek vanoggend vir jou bring is, as jy sit met 'n siektestoestand, ek bring vir jou die antwoord. Die goeie opinie wat God van jou het, is die goeie opinie wat God van sy liggaam, sy tempel het, en hierdie tempel het nie 'n keuse nie, want die volbring, die onskuld was ingesluit. Deur sy wonde is jy klaar genees. Die enigste rede hoekom ons sukkel met dit, mag ek dit omkring?
Kan ek 'n slukkie koeldrank vat? Verstaan julle wat ek sê vanoggend? Daarom kyk wat sê Romeine 1:17. Kyk wat sê Romeine 1:17. Vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Voor hy dit onskuld volbring het, kyk hoe hy dit gedemonstreer. Kyk wat sê Matteus 6, Johannes 6. Kyk wat sê Johannes 6, met ander woorde die regverdige. Wie is almal vanoggend regverdig? Almal. Sê identiteit. Met ander woorde, ek en jy kan uit hierdie geloofsoortuiging as geregtigheid kan ons begin lewe. Wat is hierdie geregtigheid? In jou hart. Dis nie in die hemel nie. Dis nie meer in die doderyk, is in jou. Sê maar voor die volbring, as jy onskuld verklaring, kyk hoe Jesus dit gedemonstreer. Ek hoop dit maak sin vanoggend vir jou. Kyk wat sê Johannes 6:47. Johannes 6:47. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Stop, ek soek jou aandag. Sê vir my, moet jy doodgaan en hemel toe gaan, of as jy glo, het jy dit? Waar? Hier op die aarde nou. Wat is die ewige lewe? Om hom te ken. En as jy hom ken, gee hy jou die glo. Hy gee jou die glo. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en hulle het gesterwe. Hulle het fisies dood gegaan. Dit is die brood wat in die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Sê nie sterwe nie. Waar? Op die aarde. Wanneer? Nou. Vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van die brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek julle sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Met ander woorde, voor die kruis, voor hy dit volbring het as onskuld, het hy gesê, ek gee my vleesliggaam as die brood. Maar daai vleesliggaam as die brood, ons is nou die liggaam. Breek, eet hierdie brood, so die heerlikheid, die opinie van my Vader geopenbaar kan word. Drink my bloed as die Nuwe Testament, want ek gaan seker maak, jy word in jou gewete gewas van dooie werke, sodat hierdie geregtigheid nou in jou is. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, word jy gered, en jy sal nie meer soos almal voor die kruis onbeskaamd staan nie. Jy sal openbaar wie ek is in vlees. Of as jy twyfel, gaan vat die brood, breek dit, eet my vlees, want ek verseker jou, as jy my vlees eet, sal jy in die ewigheid nooit sterwe nie. Dis lewe en dis op die aarde, my vriend. God het alles in sy vermoë gedoen, om vir my en vir jou te help, om te glo, hy het gekom om vir jou lewe in oorvloed te bring. So met ander woorde, die geregtigheid wat spreek, het alle bloed wat spreek, stil gemaak en die onskuld kon verklaar, maar die geregtigheid wat spreek, en om die brood te breek, en die beker van die Nuwe Testament te drink, is dieselfde ding, dit manifesteer lewe, is dieselfde krag, as die geregtigheid in jou wat spreek, met jou mond bely, of ek breek die brood, ek verklaar wie ek is, die liggaam word gebreek, die opinie van God is heerlikheid wat geopenbaar, en ek drink die bloed, as verklaring, ek oefen, en beoefen, my gewete. So as iemand voor my inry, en ek wil, en gewete sê, hardloop ek, klim op sy skoot, hy was my, en al wat ek openbaar, is die opinie wat God het, nie net van my nie, maar van daai ou ook. As dit moet waar wees, sou daar vandag, in die Midde-Ooste, nie 'n oorlog gewees het nie. As dit moet waar wees, sal daar al hoe minder en minder houtkruisies langs die draaie van die paaie wees. Kom ons gee die Here eers nog 'n lekker harde lofoffer. Het is ietsie ontvang sover. Nou, 'n geoefende gewete, jou gewete is jou gedagtes teenoor jouself, in die raamwerk van dit wat jy van God glo, weens jou gedrag en optredes. Kyk wat so Romeine 2:15. Met ander woorde, jou gewete gaan nie jou gedagtes beskuldig op grond van wie die
wat die ander persoon doen of nie doen nie. Jou eie gewete vertel jou van jouself. Van jouself. Kyk wat sê Romeine 2:15, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. Die geregtigheid van God as 'n geskenk aan jou, is die gedagtes van God teenoor God self as jou identiteit. Ek soek jou aandag. Die geregtigheid van God, wat nou spreek, is God se gedagtes teenoor God. Hoe is God se gedagtes teenoor God? Net liefde. Geen straf, geen vrees. En daai gedagtes wat God teenoor jou het hy vir jou gegee as 'n geskenk. En hy sê, dis jou identiteit, dis wat hy van jou dink, dis wat hy van jou dink. Sodat ek en jy kan oortuig word en dit van onsself beginne dink, as identiteit. En dit maak dat jou gewete geoefen word as 'n goeie gewete. En ons weet nou wat is die res. Die resultaat sal sigbaar word in die tempel, die huis, die woning. Daarom sê Romeine 2:4, sy goedertierenheid, sy verdraagsaamheid, sy lankmoedigheid, mense, hy's goed, hy's wonderlik, hy's fantasties. Hy begeer jou om te lewe op die aarde as sy huis. Luister mooi, jou gewete vertel jou wat jy regtig glo, en nie wat jy doen, jou gedrag, as 'n resultaat van dit wat jy glo nie. Met ander woorde, dit wat jy doen, jou gewete reageer nie om vir jou te sê, ja, jy dit en dit nie. Hy reageer om vir jou te sê, jy gaan dit en dit, omdat jy nog steeds dit glo. So ons kan vir mekaar jok, maar ons kan nie vir... Daarom kyk wat is 'n goeie gewete. Kyk wat sê 1 Timoteus 1:5. Ek is amper klaar, julle. Hoe laat is dit? Ek is amper klaar. Kwart voor. Kyk wat sê 1 Timoteus 1:5. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Die goeie nuus evangelie, luister mooi, dis 'n shocker. Die goeie nuus evangelie is nie daar om jou te verander nie. Die goeie nuus evangelie is daar om aan jou te openbaar wie jy is, as die ware jy as identiteit, hoe God jou sien, dan sal daardie oortuiging via jou gewete jou verander. Met ander woorde, hoe langer ons in die bediening sit, hoe meer en meer moet geopenbaar word wie hy is. As dit nie so is in jou lewe nie, is dit omdat jy nie regtig glo nie. Here, jy moet help. As jy iets doen, maar nie in dit glo nie, sal jou gewete seker maak, jy maak dit nie. As jou hart gewete jou veroordeel, God is groter as dit, en dit is hoe jou gewete geoefen as volkome word, om jouself te sien, hoe God jou sien. Kyk wat sê 1 Johannes 3, ek maak klaar. Ek weet, was 'n bietjie lank geweest, maar ons kan nie anders nie. Kyk gou wat sê 1 Johannes 3. 1 Johannes 3, vers 19. Hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons. 'n Skuldige gewete, of swak gewete, maak dat jy nie in jouself glo nie. Jy voel altyd minderwaardig. Veroordeling in jou hart trek alles aan as duisternis, in aanhalingstekens die dood, terwyl 'n goeie gewete toelaat dat die lewe en oorvloed. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief kom om te steel, slag en verwoes, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. So wie is dan nou die dief? As gevolg van, ek glo nie en ek weet nie en ek ken nie wie hy is nie. Wat is dan 'n goeie gewete? Ek sluit af. 'n Goeie gewete beteken jy openbaar altyd die heerlikheid as die goeie opinie van God as die Christus, wie en wat jy is. Daarom het Paulus gesê, die hoop van die heerlikheid Christus ons. En die kennis van hierdie heerlikheid moet die aarde bedek soos die waters die seebodem. Met ander woorde, almal moet een of ander tyd weet wat die goeie opinie van God is, hoe God oor hulle voel. En as dit waar is, sal oorloë
En al die strooi wat ons glo as eindtyd goed, versadig word met die goeie en al wat geoorbly is lewe en vrede. Jesaja 9 sê hy, hierdie heerskappy, hierdie koninkryk is vrede sonder einde. En hy wag, hy gaan nie 'n man oprig nie, hy wag vir ons as die liggaam, dat waar ons beweeg, ons die heerlikheid geopenbaar sal word, al moet die liggaam gebreek word, jou ego, jou eie ek, jou vyfsintig denke versadig word as die opinie, oortuiging van wie God is, sodat jy geoefen word in jou gewete, en al wat gaan manifesteer, is die heerlikheid, waar jy beweeg, gaan mense net sê, waarlik, as jy daai man, as jy daai vrou gesien het jy die Vader gesien. Amen. Ons gee hom nog 'n lekker lofoffer vir dit.